Goeiemôre hier vanoggend in Vredendal by Kompas Familiegemeente met die klem op familie. Nou vanoggend se diens is 'n bietjie anderste. Jan Hendrik is nie vanoggend hier nie. Hy is met ons, maar nie in liggaam nie. Hy het 'n troue gehad gisteraand in Woester. En so hulle moet nou nog terugkom. Hulle sit daar in 'n vakansiehuisie in Woester. Ek het nou die dag 'n advertensie gesien, ou wat 'n Desember huisie adverteer in Kempton Park. So die see is net so 700 km se stap daarvan af. Ek het hom nou toe teruggebel en gesê ek gaan dit nie maak nie. So hy kan nou maar eers die huisie uitverhuur. So kom ons staan vanoggend en ons loof die Here, ons prys hom met ons stemme en alles wat ons het. Here, ons kom net vanoggend voor en ons dankie dat ons as 'n eenheid vanoggend voor U kan staan, Here. En deur hierdie week weet ek, dit was U wat ons gedra het. In die moeilike tye en die makliker tye is dit altyd U wat met ons is, Here. En 'n groter liefde as U vir ons bestaan daar nie. En ons kom eer U vanoggend daarvoor en ons loof U in die naam van Jesus Christus. Here van die heiliges, die wat was en nie wat is, ek sal sing en ek sal sing. Die liefde sal vir ewig staan, die liefde sal op my kom, al ek sal sing en ek sal sing. En die Gees en die bruidgroep uit ons wag, ons mag, ons verlang na U Heer, na U Heer, kom, Jesus kom, vir U bruid, vir hierdie mens wat voor U staan. Kom, Heilige Gees, en reinig ons vir die bruilof van die Lam. Jesus kom, Jesus kom, Jesus kom, toch gauw kom. Here van die ewigheid, oorwinnaar van die laaste stryd, ek sal sing en ek sal sing. Die liefde sal vir ewig bly, die dag sal kom, die nag verdwyn, ek sal sing, ja ek sal sing. En die Gees en die bruidgroep uit ons wag, ons mag, ons verlang na U Heer, na U Heer, kom, Jesus kom, vir U bruid, vir hierdie mens wat voor U staan. En kom, Heilige Gees, en reinig ons vir die bruilof van die Lam. Jesus kom, Jesus kom, Jesus kom, toch gauw kom. Jesus kom, vir U bruid, vir hierdie mens wat voor U staan. Kom, Heilige Gees, en reinig ons vir die bruilof
van die lam, Jesus kom. Jesus kom. Jesus kom toch gauw kom. Jesus, U alleen is waardig, aan U alleen kom toe al die eer, al die krag, al die majesteit. Jesus, U alleen is heilig, aan U alleen kom toe al die lof, al die mag, al die heerlijkheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooier naam as Jesus. Laat die hele aarde juig, want die redder van die wêreld het gekom. O vergewe, o als staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redder sien. Jesus, U alleen is waardig, aan U alleen kom toe al die eer, al die krag, al die majesteit. Jesus, aan U alleen is heilig, aan U alleen kom toe al die lof, al die mag, al die heerlijkheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooier naam as Jesus. Laat die hele aarde juig, want die redder van die wêreld het gekom. O vergewe, o boal, staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redding sien. Hele skepping klink die hoogste ere naam bo alle name nie alleen is Here. Laat die hele aarde juig, want die redder van die wêreld het gekom. O vergewe, o boal, staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redding sien.
who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless, see no one wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King above all kings, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, and worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, and worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, and worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, and worthy is the King who conquered the grave. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus, I sing for all that you've done for me. Here, daar's geen een soos U nie. Vader, soms voel dit ons staan alleen, maar nooit vir 'n oomblik los U ons alleen nie. Wanneer ons terugkyk, Here, dan sien ons een ry spore en ek besef, Here, dis U wat ons deurgedra het, dis U wat my deurgedra het in die moeilike tye. In die tye wat dit gelyk het, dit kan net nie. Was U die een wat ons gedra het, Here. U is die een wat ons nog steeds dra. U is die God wat vandag dieselfde is as wat U was daai tyd en altyd sal wees. Ons loof en ons prys U, Here, vir wie U is. And I've searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and
treasures that fade, thinking of. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. No, there's nothing better than you. Lord, there's nothing, nothing is better than you. And I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Look, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. No, there's nothing better than you. Lord, there's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. No, there's nothing better than you. Lord, there's nothing, nothing is better than you. So I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. You've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountains is the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. No, there's nothing better than you. Lord, there's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. No, there's nothing better than you. Lord, there's nothing, nothing is better than you. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde,
juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. En hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer. Here, hierdie is ons gebed vanoggend aan U. Met alles in ons, Here, het ons U lief. Ons kom vanoggend voor U en ons kom staan stil voor U. En ons weet dat 'n liefde soos U, Here, suiwerder as U liefde vir ons is daar nie. So ons kom raak net vanoggend voor U stil. En ons kom ontvang U liefde, U Gees, U genade, Here. Dankie daarvoor. Jesus, Jesus, die een na wie ek smaak. Jesus, Jesus, en ek bring vir U my hart, wat oorloop van liefde en groot bewondering. Ontvang nou my offer van woorde as ek sing, en ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer, met alles in my, met krag en verstaan, het ek U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer, met alles in my, met krag en verstaan, het ek U lief. Jesus, Jesus, die een na wie ek smaak. Jesus, Jesus, en ek bring vir U my hart, wat oorloop van liefde en groot bewondering. Ontvang nou
my offer van woorde as herse, en ek het U lief, o Heer, ek het U lief, o Heer, met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Ja, ek het U lief, o Heer, en ek het U lief, o Heer, met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Ja, ek het U lief, o Heer, en ek het U lief, o Heer, met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Ja, ek het U lief, o Heer, en ek het U lief, o Heer, met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. En ons dank U net vir die oomblik vanoggend, dat ons hier kan wees. Vra dat U ons ore en ons oë en ons harte, Here, vanoggend sal oopmaak vir die boodskap wat U bring. Here, ek vra dat U ons ontvanklik sal maak, en dat dit wat U gee, Here, U woord, U liefde, dat ons dit sal gaan uitdeel waar ons ook al mag wees, Here, elke oomblik van die dag. Ons dank U vir wie U is, in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie, julle kan maar sit. Ons gee oor vir Jan Hendrik. Nog ek nie eens afkondigings doen. Sorry, nogie. Môre julle welkom almal. Ek dink net vir 'n paar tegniese redes, net so 'n paar afkondigings ook vir die week wat kom in die kwartaal, vir die stukkie wat nou op vakansie is, die skole wat gesluit het, dink ek ons verwelkom met almal vandag hierso. Geniet die diens. Pastoor en sy vrou is aan die ander kant in Woester. Hulle doen 'n troue daai kant. En hy gaan nou vir ons lekker online uitsaai. Deesdae met tegnologie is alles moontlik. Hy hoef nie eens hier te wees nie, maar ons kan nog steeds uitsaai en die boodskap kry. Dan net so 'n paar goedjies. Erika doen vir ons kinderkerk. Kinderkerk in wat se kant? Hier agter. So die wat julle kinders uit die kerk wil stuur maar na Erika toe. En dan net ook, ons het geen huiskerke nou vir die tyd wat dit nou vir skoolvakansie is nie. Dink Monica sal net weer vir ons die nuwe reëlings gee as die nuwe kwartaal nou weer begin, wanneer daar weer homesel is in verskillende dorpe. En dan ook, as daar nuwe besoekers is, welkom vir julle, welkom. Daar is kaartjies wat ons graag wil hê julle net vir ons moet invul, Mariaan sal vir julle uitgee, sodat dan Hendrik net kan kontak maak met julle, so 'n koffietjie drink en so, net sê, hallo, wie is ons en wat doen ons. En dan geniet die diens saam met ons. Marinus, as jy reg is, kan jy my hoor gooi. Beperk nie, en die eerste prys is mos nou as ons mekaar in die oë kyk, nou dink ek net vanoggend luister toe ons vanoggend toets, wat is die ding nou nie werk nie?
En gelukkig weet ek, die familie waaraan ek behoort, die Kompas familiegemeente, het groter diepte as die huidige Springbokspan. So daar sal iemand wees wat 'n woord het vanoggend, maar nietemin is ons saam by of vanoggend by mekaar en wat 'n wonderlike voorreg. Dankie dat jy ook ingeskakel is as jy via lewendige webstroom ingeskakel is. Ek wil saam met jou bid en vertrou dat die Here se woord die verandering in ons bewerkstellig. Hy is die lewe, die begin en ons einde. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Almagtige Here en Hemelse Vader. Kosbaar is dit nie om rondom die woord vanoggend om mekaar te kom met die wete dat U die antwoord is vir al ons bekommernis, ons vrae, ons besorgdhede. Here, dat U met soveel deernis kom en ons bedien en by ons kom stil staan. En Here, dat verandering in ons lewe nie moontlik is as U dit nie bewerk nie. En daarom kom staan ons net weer. Die Engelse woord sê in awe, in verwondering oor die werk wat U in ons begin het, en ons kinders, en ons families, en Vader, dankie dat U nooit ophou nie, dat U nie sluimer of slaap nie, en dat U wakker is oor die woord. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou, as jy die afgelope tyd so 'n bietjie van die boodskappe gemis het, die eerste, tweede, en ja, hierdie is nou die derde gedeelte, oor die Galasiërs reeks, luister na Jesus, wil ek jou so vinnig in die prentjie inbring. Noem het net so vinnig, die ouens wat nou was die afgelope kere sal weet presies, dat die plek van waarvan ons begin is, die gedeelte by die berg van verheerliking, waar Petrus, Jakobus en Johannes, die disippels van Jesus, teenwoordig is op hierdie verheerlikingsberg, en dan gebeur dit dat Jesus van gedaante verander, hier voor hulle oë, en dan verskyn Moses en Elia, en dan sê Petrus, laat ons 3 hutte bou. Nee, en die rede daarvoor is, dis vir hom spesiaal, die woord hutte is skynei in die Grieks wat beteken, kom ons tabernakel met elkeen, met ander woorde, kom ons bou 3 kerke, want volgens Petrus is al 3 op dieselfde vlak, en dan hoor jy die hoorbare stem van die Vader wat sê, daar is my geliefde seun, luister na hom. Toe by die luister na Jesus gedeelte, trek ons dit in by 'n preekreeks oor Galasiërs, waar Paulus sy hande vol het met 'n gemeente, wat weer teruggaan na die eerste gebrekkige beginsels, soos Paulus het noem, en dis met die wet en al hierdie wonderlike goed wat hulle nou uitgevind het, feesdae en dies meer. En hierdie is 'n heidense kerk wat nie Joodse gelowiges behels, en hulle het deur genade het hulle by die Here uitgekom, en ek en jy is vanoggend in hoofstuk 4. Ek wil saam met jou daar lees. En ek gaan so gedeeltes uitlos, anders sal ons 'n heel jaar preek oor Galasiërs. So kom ons begin by vers 4. Galasiërs 4 vers 4, wat dan so klink: maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore, en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Dis nou Jesus self waarvan Paulus hier skryf. Nou luister, met die aanhef van hierdie gedeelte is dit so besonder wanneer Paulus die volgende uitlig, jy weet, vanaf sy geboorte. Toe ek het hoor vanoggend, toe besef ek net weer 'n ding. Nee, voor Jesus se geboorte was net 2% van die wêreld se bevolking wat ooit gebore was, wat ooit geleef het, net 2% is voor Jesus gebore. Nee? So 98% van almal wat nog ooit geleef het gekom nadat Jesus Christus gebore is. Is dit nie besonders nie? En wat gebeur nie, onthou nou, van Maleagi tot en Matteus is daar hierdie 400 jaar stilte, wat hulle amper, jy weet, in afwagting is vir God om iets te doen. En dan skuif God agter die skerms alles in plek, wat moet plek wees. Daar's byvoorbeeld die Grieks, wat die antieke taal, die akademiese taal is, en die Romeine wat oorvat, en jy weet, ons verstaan nie op die oomblik, of daai ouens verstaan nie op die oomblik, wat is die rol van die Romeine, die onderdrukking en dies meer, maar hierdie ouens bou paaie reg oor die wêreld, en so baan God die weg vir die evangelie, wat reg oor die wêreld versprei. En is kosbaar om net te sien, dat dit alles gebeur voor Jesus se geboorte, is dit God alles in plek, nee, hy lyk baie keer stil in ons tye, in ons eie lewens ook, maar dan is God besig om goed in plek te skuif, en ons sê dankie Here. So, vers 5 gaan dan aan om te sê, om ons wat aan die wet onderworpe was, so kom ek, vat jou net gou terug daar, hy is uit 'n vrou gebore, en van sy geboorte af, was hy aan die wet onderworpe. En dan staan daar, om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur. Hoe mooi is dit, nee? In ons harte gestuur, en in ons roep hy uit Abba. Dit beteken Vader, Papa. Hierdie gees binne in ons het 'n behoefte om verhouding te hê
pappa te kan sê. Onthou, hierdie ouens verstaan dit glad nie. Die Jode is onder hierdie wettiese bestel uitgelewer. Daar's 'n klomp reëls wat hulle moet doen. En jy dink is net die 10 gebooie, maar is 613 Moseïese wette waaraan hulle moet voldoen en al hierdie goedes wat hulle moet onderhou. En as jy in een ontbreek, ontbreek jy in almal. En dan Papa, hierdie gees van God, deur sy seun wat uitroep na die Vader toe, Papa. En dit is nou ons erfdeel. En dan vers 7 wat sê, jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. Hoe amazing is dit nie? Jy het jouself al so gesien as 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Nou, luister, kindskap is wonderlik. En die erfdeel, wat is dit alles? Natuurlik die koninkryk van God, die hemel en dies meer, maar ook alle wonderlike gawes wat ons ontvang terwyl ons hier op aarde is, nie waar nie? Vers 8 wat dan sê, daar was 'n tyd toe julle nie vir God geken het nie en slawe was van niks werd afgode. Nou luister, ons almal is aanbidders. My werk, my roeping is net om jou te kry om iets te aanbid wat waarde het. Iemand te aanbid. En net God het waarde. As ek maar net so kyk, so, jy weet, ons is nou hier in Woester, is lekker cool hier vanoggend by die Bergen gastehuis, maar as jy ou so gaan kyk in die malls en jy stap so deur die besige winkelsentrums wat ons nie daar in ons platteland is nie, dan sien jy ou wat mense mee besig is, jy weet. En ek dink myself net, ons is almal aanbidders. Maar dit klink vir jou snaaks as ek sê, kom ons vat gou 10 minute en ons aanbid gou vir God. Dan klink dit vir jou vreemd. Maar elkeen van ons aanbid iets of iemand of 'n gewoonte of wat ook al. Die ware aanbidding wat jou voed en my vrede gee, is eintlik maar net God. En daarom kan ons dit afredigeer om te sê, luister gou, my en jou lewe is uitgegiet vir God. En dan vers 9, maar nou dat julle hom leer ken het, of liewer nou dat hy julle ken, nee, hoe kosbaar is dit nie? Hoe val julle dan nou weer terug na daardie minderwaardige, armsalige, wettiese, godsdienstige reëls? Nou Paulus wat so praat van die wet, want hy's 'n Sadduseer, hoog opgeleer in die Joodse godsdienst. En hy sê nou hierdie armsalige, wettiese, godsdienstige reëls. Wil julle nou van vooraf weer slawe wees? Julle kom nou juist, julle voorvaders kom al uit Egipte uit, wil julle self nou weer deur dit sit. Hoekom wil julle teruggaan? Dat is eintlik dan nou Paulus se oproep. Kan jy glo dat die wat die wet onderhou, Paulus skryf so met minagting van die armsalige, wettiese, godsdienstige reëls. Want die wet is armsalig in die sin van, dit kan jou nie verander nie. Dit kan nie. Die gedeelte gaan dan aan en sê dan, julle hou aan om besonderse dae en maande en feesgeleenthede en jare te vier. Luister gou hierna, hierdie goeds besig om terug te kom in godsdienst, in ons Christen gelowe. Paulus het dit al gesien daai tyd, vers 10, julle hou aan om besondere dae en maande en feesgeleenthede en jare te vier. Ek vrees my harde werk en julle is dalk te vergeefs. Julle wat so graag aan die wet van Moses onderworpe wil wees, sê vir my, hoor julle nie wat die wet sê nie? Wat Paulus hier sê is so ironies. Hy's baie skerp in hierdie ding en hy sê vir hulle, julle wat so aan die wet gehoorsaam is en die wet probeer onderhou, hoor julle nie wat die wet sê nie? Met ander woorde, terugvertaal in Afrikaans vir my en jou as leke, wat sê, luister ek sien dan geen verandering nie. Hoor julle dan nie wat die wet sê nie? Nou wat Paulus nou benadruk is dit wat die psalmskrywer in Psalm 3 vers 9 so kosbaar vir ons onder ons aandag gebring het. Selfs onder die Ou Testamentiese bedeling het die psalmskrywer wat Dawid was dit onderskryf en dan sê hy die volgende: die heil behoort aan die Here. Laat u seën wees oor die volk Sela. Met ander woorde, Engelse vertaling sal sê salvation belongs to the Lord. Met ander woorde, redding en verlossing is net by die Here. Is nie in 'n wet nie, nie in 'n stel reëls nie aan jou gebruike nie aan jou maniertjies nie aan jou dingetjies wat jy doen nie. Dis die Here se eiendom en hy gee dit aan wie hy goed dink. Ek het radikaal tot bekering gekom. En gaan nou so vinnig net iets daaroor sê. En dit gebeur in 'n stadium van my lewe toe ek in kwai krisisse gewikkel was in my jonger dae. En ek het in 'n Christelike huis groot geword, 'n godsdienstige huis. My broer is 'n predikant en ek bedoel, uit die aard van die saak het ons in 'n goeie huis groot geword. Ons het selfs kerk toe gegaan. Maar ek het nooit die krag en die bediening van die Heilige Gees en die waarheid van God ooit ervaar nie. So ek het basies net kerk toe gegaan. En ons het 'n mooi lewe gelei. Krisisse in my lewe het gemaak dat ek die ware God gaan soek het.
die een wat my kan vrykoop, wat ek nie self kon doen met my eie krag nie. En luister, daai tyd het jy nog bandjies gekry. Jy moes dit natuurlik koop. Is nie soos vandag wat jy nou op die internet gaan en dan laai jy nou net preke af nie. So, toe ek, die oomblik wanneer ek toe by die Here uitkom, toe, dis is vir my so amazing, dat ek regtig by hierdie kerke gaan soek het vir net voeding, jy weet, en ek het van hierdie bandjies of tapes, soos dit nou in vandag se volksmond bekend gestaan, ek dink jy as die kinders weet nie hoe lyk 'n kaset nie, maar kon jy dit koop, en ek het op hierdie een afgekom, waar die predikant of die dominee gepreek het, is dit te laat? Is dit te laat? Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het soveel vuur gehad toe ek by die Here uitgekom het. En toe luister ek na hierdie boodskap, is dit te laat? En hierdie ou vat my terug, en hy laat my wonder, jy weet, is dit nie maar te laat gewees nie, het ek nie te laat gedraai nie, het ek nie soveel in my lewe aangejaag, dat die Here my nie meer wil hê, of kan, jy weet, skoonmaak nie, jy weet, en dit is basies waar sy preek gegaan het. Nou dink ek, hier sit ek 24, 25 jaar oud, wat is nou die kans? Is dit te laat? Vir my is dit verseker te laat. Maar tog het ek gehoop, jy weet, in my soeke na die Here, dat wanneer ek hom sou dien, uit 'n opregte hart uit, dat hy my tog sal raak sien. Kan jy nou hoor wat doen godsdienst? Godsdienst begin nie by verhouding nie. Jy moet nou eers werk vir 'n ding. En daai boodskap van daai dominee, ek kan nie eens meer sy naam onthou nie, het iewers daardie boodskap 'n wig kom indryf tussen my en God. En ek het probeer werk vir sy prestasie, jy weet. Ek het probeer presteer vir sy aandag en vir sy liefde. En ek hoop hy sien my net raak. Jy weet, as daar nou niks anders goed is nie, so ek was nie meer heel hartig in dit wat ek geglo het my pad tot heiligmaking of redding was nie. En wat ek bedoel, ja, hier's 'n grys oom, hy's 'n dominee, hy het jare onder die belt wat ondervinding betref, en hy ken verseker die Ou Testament beter as ek weet hy ken nie die Nuwe Testament nie, want as ek dit nou lees, besef ek net, dis nooit te laat nie waar nie. Maar op daai stadium het ek gedink, wat sal ek nou kan byvoeg by hierdie boodskap? Hierdie oom het gesê, is verby. Maar van daardie dag af, het ek gevoel en ervaar, jy weet, ek dink God is teen my. Jy weet, hy probeer 'n ou net uitvang. Jy weet, hierdie is 'n nodelose oefening. Ek gaan nooit die merk maak nie. Jy weet, wat kos dit jou dan nou om in die hemel te kom? Ek is nie goed genoeg nie. En so het ek myself begin, die Engelsman sê down doen, jy weet, afpraat op myself en die werk ook van die Here, want uit die aard van die saak is het hy my geskape. Jy weet, so as ek nou sê dis te laat, dan beteken dit mos nou wat het hy nou hier geskape? Geen vervaardiger van enige produk in hierdie wêreld maak iets net vir die blote sin van die feit om dit 'n dat te maak nie, of 'n niks werd ding te maak nie. Toyota sal dit verseker nie doen nie. Kom ons bring gou die nuwe Hilux uit. Hy beteken niks en hy rook die hele tyd. Niemand werk so nie. So hoekom sal God dit doen wat almagtig is, alwys is? So dit was 'n week of 2 later, toe ontmoet ek hierdie donkerkop man, pastoor. Ek dink Konradie was hy van gewees. Ons sit in die sitkamer en ek is in die grootste krisis van my lewe. Ek het nogal 'n taamlik interessante getuienis waar ek nie nou op wil ingaan nie. Maar daar's 'n klomp hofsaake teen my op daardie stadium. En die roete wat ek gevolg het daardie tyd en dit wat ek gedoen het daardie tyd is als teen my gedraai. Die waarskynlikheid is dat my lewe 'n absolute afdraande pad in 'n trant volg. En hier kom ek by hierdie ou en hierdie pastoor bid vir my, en op daardie aand besef ek, iets wat ek nooit in my lewe kon verdien nie, daar's 'n konneksie wat weer, amper 'n reconnection weer met die Here, waar ek net voel, hy's hier by my, hy's teenwoordig, en hy kom gee my berusting soos 'n pa doen, hè. En ek kry geloof in my hart, en ek kry hoop, dat God met my 'n pad wil stap, soos die eerste keer toe ek by hom uitgekom het. Dat God die versekering vir my wil gee, dat hy nie klaar is met my nie, dat hy met my 'n pad wil stap, en dit is vir my so goed. En dit is die verskil, ek was op soek na iemand, wat ek eerder nie wou raakloop, nee. Jy weet, dit is wat godsdienst doen, ek bedoel, luister gou, ek was op soek gewees na God, maar ek het so gehoop, ek kry hom nooit nie, want as hy my kry, gaan hy my pak gee, staan, ek weet mos nou ek het droog gemaak. Jy ken hom nie eens regtig nie, jy weet nie eens regtig van hom nie. Hierdie ou sê vir my, hierdie pastoor Konradie sê vir my, God soek na jou. Ek dink, moenie vir my so sê nie, is beter dat hy my nie kry nie. En hy sê, die Here is hier met ons, sy Heilige Gees, en ek voel die aanraking van die Here. En hy is hier tussen my en hom, en in die vertrek, en ek ervaar die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En hy is nie kwaad vir my nie. Daar's vergifnis en daar's genade. So, hoekom werk ons deur hierdie gedeelte in Galasiërs? Daar's sekerlik
baie ander dele uit die Bybel uit waar hy ook kan preek. Jy kan wonderlike preke maak as jy gedeeltes uit die woord uitvat en jy kan mense motiveer en bou en dis meer, nê. En jy kan regtig daar's net 'n goeie impak wat 'n ou kan hê as hy ander gedeeltes van die Bybel preek, anders as die boeke of die briewe van Paulus. Maar hoekom dit so crucial is? Kyk, jy kry nie 'n trefferpreek uit die boeke van Paulus uit sommer nie. Maar wat dit ten doel het, is die volgende. Dis om jou identiteit in Christus te bevestig. En God se karakter mooi oop en bloot te stel vir ons om te verstaan wat hy doen. So, hierdie mag miskien ook nie een van daai lekker preke wees nie. Maar luister gou, ons het dit nodig om ons gedagtes te vernuwe. En ek het eintlik net een punt wat ek wil maak vanoggend. Die eerste punt en die enigste punt is, ons is in 'n beter verbond nou. Na Jesus se geboorte is ons in 'n beter verbond. Die Bybel sê dit so. As jy gaan kyk daar, Hebreërs 8 vers 6 sê dit so mooi en daar staan, maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond wat op uitnemende beloftes gegrond is. So ons ignoreer nie die vorige verbond nie, maar besef dat die een beter is. Kom ek sê hoekom? Volgens Paulus, nou 2 Korintiërs 3, word die ou verbond bemiddel deur engele. Engele is die bemiddelaars van die ou verbond. In hierdie verbond is Jesus die middelaar. Jy weet, ons werk nou direk met hoofbestuur. Die Vader, die Seun en sy Heilige Gees binne in my. Die vorige verbond het ons gewerk deur engele, was die bemiddelaars engele gewees. En terwyl die verbond bemiddel word deur Christus, is daar natuurlik ook beter beloftes, soos wat ons dan nou sien uit hierdie gedeelte uit. Romeine 8 vers 3 wat sê, wat die wet nie by magte was om te doen nie. Die wet was gebrekkig in soveel opsigte, en Paulus kom lig dit elke keer uit. En hy sê, wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Dit het God kom doen, staan daar. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. En so het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. God moes streng optree teen sonde. Hy moes dit weguitruim. En die enigste manier hoe hy dit kon doen was om dit goed en deeglik af te reken. En hy moes jou lewe spaar. So die volgende stap was gewees dat hy sy seun stuur. Dat sy seun dan nou sonde word. En sodat hy met daardie sonde dan nou vir eens en vir altyd in die perfekte offer kon afreken. Is dit nie amazing om aan te dink nie? Die wet kon nie red nie, nê? Nie omdat dit swak was nie, maar omdat ons sonde so opgehoop het en teen ons getuig het en ons hierdie sondige natuur het. Ek bedoel, jy kon net nie voorkom nie. As jy jou offertjie gebring het net 2 dae daarna of selfs 'n paar ure daarna, het jy weer sonde gedoen. Wat die wet wel kon doen, in die Engels sê dit mooi, it could only reveal your nature, it couldn't change your nature. Die wet kon net vir jou wys wat die probleem was. Wat regtig hier binne in jou aangaan. En dis hoe ons dit sê, dit werk soos 'n spieël nie. So die wet kon net jou bloot lê. Jy weet eintlik hierdie korrupsie in jou hart en hoe verdraaid ons denke was en die manier van doen was binne in ons. Maar dit kon jou nie red of verander nie. Net die Here kan jou verander. En God moes 'n offer bring en hy doen dit dan deur sy seun. So onthou die wet is 'n spieël. 'n Spieël kan net wys wat spieëls kan doen, jy weet. So dis al wat spieëls kan doen. 'n Spieël kan jou net wys. As jy nou dit so in daai opsig sien. Jy moet dit ook nou vandag so onthou. 'n Spieël kan jou nie verander nie. Ek kan nie daar staan in die spieël en sê luister jy weet spieeltjie aan die wand. Hy kan my net wys hoe lyk ek op hierdie oomblik. Hy kan niks in my voorkoms verander nie. Daar's goedjies wat ek by eksterne bronne moet kry om my te verander en beter te laat lyk. Broer, jy sal my nie glo nie. Maar in die oggend lyk ek oes. Kyk, ek het nie hare en daar's nie veel wat kan die mekaar gaan nie, maar hierdie ooghare van my en my oë vol slaap. Dan partykeer tel ek my foon op eerste ding. En dan probeer ek hom daarom net oopmaak. Hy werk op facial recognition, maar dat daai ding niks wil weet nie. Hy vra my ek moet net die pinkode intik want hy dink my besigheid is korrup. Jy weet, dis nou 'n ander ou wat die foon oopmaak as wat hom gister oopgemaak het. So lyk my gesig in die oggend en as ek dan in die spieël kyk, dan wil ek my net nie vrek skrik nie. Nou wat die wet nie doen nie is dit presies. Nou luister, ek het nou hier 'n spieeltjie. Nou luister, die domste ding sal nou wees as ek nou die spieeltjie vat. Daar kan jy nou my kamera mooi sien. Jy weet, die spieël kan nie my tande borsel nie. Die spieël kan ook nie my hare kam nie. Verstaan jy?
ook nie my was nie. Dis nie die werk van die spieël nie. Die spieël is my net om vir my te wys. Jy weet, my tande moet ek borsel en ek moet myself bad en ek moet ja, die spieël kan niks van daai goeders doen nie. Jy weet, ek moet nou werklik moet ek my tandepasta gaan haal, my tande borsel, dan moet ek nou my tande borsel. Dan moet ek my ooghare kam. Jy weet, al hierdie goeders en ek klim verseker nie in die stort en was my lyf met die spieël nie, verstaan jy? Spieël kan niks vir my doen nie. Hy kan net vir my sê, kyk hoe lyk jy. En luister, meeste van die kere weet ek en jy hoe ons lyk. Hy wys jou net wat jy nodig het. En dis die werk van die wet. Die wet kom wys jou net wat jy nodig het. Jy weet, die spieël wys my, broer, jy moet regtig kyk na ietsie soos 'n skeermes, regtig waar. Kyk, jy kan nie so uitgaan nie. En dan moet ek nou eers gaan, dan moet ek myself gaan skeer, nê. Maar die wet self, hy kan nie skeer nie. En ook nie die spieeltjie nie, nê. So, al wat ek gaan doen is, as ek dit sien, dan sal ek sien, o, liewe land, ja nee, ek kort hulp. En dan kry ek van eksterne bronne, kry ek die hulp vandaan. So, dit moet jy ook sien, jy weet. Ek moet dan ook uit die eksterne bron die verlossing gaan kry, en dis hoekom Christus gekom het. Die wet kan my net nie verander nie. En die wet wys ons die heiligheid van God. Ek wil gou 'n paar punte uitlig daaroor. Hy wys ons die heiligheid van God. Hy wys ons natuurlik ook ons sondige natuur. Dit doen hy baie, baie goed. En die derde ding wat hy wys is, ek het die nood vir 'n redder. Ek kort iemand om my te verlos, want hy kan dit nie doen nie, uit die aard van die saak. En verder is dit al wat die wet doen. Jy weet, as jy nou gaan kyk, daar is hierdie gedeelte wat mense gereeld aanhaal, as hulle bitter graag wil hê, jy moet steeds al die wette doen in die heilige dae en al hierdie goed, dan haal hulle hierdie teks aan, Matteus 5 vers 17, wat die volgende sê. Moenie dink, dis nou Jesus se eie woorde self, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te verklaar nie. Ek het gekom om hulle volle betekenis te laat kry, nee? So, moenie dink ek het gekom om dit ongeldig te verklaar nie, maar ek het gekom sodat dit volle betekenis kry. En ek dink by myself, as ek dit hoor, iemand het eendag vir my gesê, so die wet is nie weg nie, nee, dit is nie weg nie, nee? Maar Jesus het dit volle betekenis laat kry, en ek dink, is dit nie die waarheid nie? Wat is die volle betekenis? Wel dat die wet niemand kon verander het nie, Jesus moes kom. Uiteindelik moes Jesus kom, en hy moes die verandering in effek kom bewerkstellig in my lewe. Dit wat die wet nie kon verander nie. Nou dink ek net by myself, luister gou. Die laaste ding wat jy nou nodig het, is om jou kind se kamer, julle tieners nie, seker nie, maar kleintjies, grootes, maak nou nie saak nie. Al wat jy nou moet doen is, as jy jou kind môre 'n stroopsoekind wil hê en hom totaal wil verander, al wat jy nou nodig het om te doen is plak nou net julle huisreëls, die hele huis vol, hoor. In die kamer plak dit binne in sy kas. Jy weet, en teen môre hierdie tyd, het jy 'n totale nuwe kind. Nee, ag jy gaan sien, dis wonderlik. Nou as jy dit glo, dan sal jy enigiets glo. Luister, want dit is absoluut nie die waarheid nie. Ja, as jy nou jou IQ bietjie hoër is as kamertemperatuur, dan sal jy besef, jy is met niks besig, as dit jou uitgangspunt is nie, dat jy die wet oral wil opsit. Dis so goed, ek sê vir jou, daai 60 km/h bordjie daar buite die dorp, of binne in die dorp, gaan jy nou verander, elke keer as jy daar verbyry, dan gaan jy totale hartsverandering hê as jy nou verby die bordjie ry. Dit het nie die effek om dit te doen nie. Ons het paas nodig en autoriteitsfigure om in 'n verhouding in te kom. Nee, Paulus sê dit so mooi. Kom ek sê vir jou daar wat hy sê in 1 Korintiërs 4:15, dan staan daar: want al sou julle 10.000 tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie, want in Christus Jesus het ek julle vader geword vir die evangelie. En wat is ek vanoggend vir jou sê? God se grootste begeerte is om jou vader te wees. Ek gaan iets radikaal nou sê, en vir jou dalk sê, God se grootste begeerte was nooit om God te wees nie, maar om 'n pa te wees vir jou, sodat hy baie seuns kan hê. Sy begeerte was om saam met Adam in die aandwindjie rond te stap deur hierdie tuin, om te kyk, wat het hy genoem, wat se naam het hy gegee vir die nuwe plante en die diere en dis meer. God wil verhouding hê. Hy sê, dis Paulus hart hier, hy sê, luister, al het julle hoeveel goed wat vir julle sê, dis reg en dis nie reg nie, dis verkeerd en dis verkeerd nie, julle kort dit nie meer nie, daar's genoeg. Die wet doen dit al reeds, maar julle verander nie. Hy sê, want julle kort 'n vader. Hy sê, wie wat? Ek gaan 'n vader word vir julle deur die evangelie. Lees 'n bietjie weer wat Jesus in sy eie woorde sê in Matteus 5, 6 en 7. Sy eie woorde, nê, oor dit wat hy sê jy nodig het. Jy weet, as jy Matteus 5, 6 en 7 lees,
dan is dit nie regtig, jy weet, hoofrekeninge wat jy hoef te doen om te besef ek het 'n verlosser nodig nie. Luister gou hierna, nê. Ouens wat hierdie goed sê, ek ontmoet nou die dag 'n ou, hy sê vir my, hy doen letterlik net die wet. Jy weet, hy volg dit letterlik na, net die wet. Ek kyk so na die ou, ek sê maar hy het nog 2 oë en 2 hande, hy lieg, dis wat hy doen. Ek het dit nou nie vir hom gesê nie, en ek sal dit ook nie so lelik stel nie. Maar ek weet hy praat nie die waarheid nie, want as hy letterlik doen wat die wet sê, luister gou wat sê Jesus. Maar ek sê vir julle, Matteus 5 vers 28, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Nou hoor gou hier. As jou regter oog jou laat struikel, nê, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af. Want dit is beter om met een van jou lede, dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp te word nie. Dis nog niks. Vers 30. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan as jou hele liggaam in die hel gewerp word. So wat Jesus hier sê is, hy sê, hierdie is so ernstig. Jy weet, hierdie is so deksels ernstig. Hy sê, jy gaan totaal vermink wees. Dis so ernstig dit is. Julle doen nie wat daar staan nie. Dis hoekom ek hier moet wees. Sodat ek hierdie sonde op my kan neem. Nou sê daar ouens, ons doen net letterlik wat die wet sê. Ek dink nee, man. Daar seker al 1 of 2 keer wat jy hierdie foutjies moes gemaak het, en hier staan jy nog met al 2 oogies en al 2 hande, né? Wat interessant is wat Jesus hier sê, is daar's 'n transformasie nodig. Definitief. Jy weet, daar's 'n transformasie binne in jou nodig, in jou binnewêreld nodig. Die Here weet, ons verander altyd wanneer ons by 'n punt kom wat ons agterkom, die kort iets. Dan is dit altyd iets aan die buitekant wat ons wil verander, jy weet. En ek wil nou vanoggend vir jou sê, jy kort nie nog 'n tattoo nie. Jy kort nie nog 'n ander hartkleur nie. Jy's nou al deur die hele spektrum van die reënboog. Jy is wonderlik. Ek is nou bly jy het nou al daai kleure gedoen. Maar jy kort nie nog iets buitekant wat moet verander. Die verandering wat God moet bewerkstellig is enetjie binne in jou. Jy het nie nodig om na 'n ander geslag toe te verander om jou volheid te ontdek en ontdek die Here. Nee, kom by Jesus uit. Jy weet, hy gaan jou hele binnewêreld verander. Maar ek is seker daar's stadiums in jou lewe as jy nou hierdie boodskap luister en daar's iemand wat vanoggend twyfel of hy met die Here reg is. Dan wil ek vir jou vra asseblief, kom by 'n punt uit waar iemand die genade van Jesus en sy liefde in die volheid aan jou bedien. En dis wat Paulus hier doen as hy vir hierdie ouens sê, hoekom wil julle weer by 'n klomp reëls begin? Dit gaan nie help nie. Julle het nodig om te ontdek wie die Here is. Galasiërs 4 vers 21 staan daar, julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie na die wet nie. Wat hier vir hulle sê is, luister ouens, julle verander ook nie. Julle wat nou daarop staan om onder die wet te staan, daar's ook geen transformasie in julle nie. 613 Moseïse wette. Ek bedoel, ek vra nou dat vir daai ou, vra ek vir hom, luister, ken jy 100 van hulle? Nee, daar's ietsie oor nie, mag jy dit eet nie, mag jy dat eet nie, mag jy dit aantrek nie. Ek dink nee man, ons is nog eers by, ek bedoel, hy sê dit vir my so mooi, hy sê dit vir my, ja maar, dis als vasgevang in die 10 gebooie, ek sê dan, die doen ons nie eers. So jy kan jou nie op die wet beroep nie, jy het die Here nodig in jou lewe. Anders is dit mos nou weer 'n klomp goed wat jy wil aftik omdat jy dit reg doen. Nee, jy kan nie. Jy kan nie. As jy een breek, breek jy almal. Dan moet iets beter wees, nê? Nee. Met 'n ander belofte, 'n beter middelaar, iemand wat vir ons iets bemiddel en met die Vader kom regmaak en dan stuur hy sy seun. Nou onder die wet is die skepsel met ander woorde die initieerder, nê? Nee. Ek moet nou gaan regmaak. Ek moet nou dit doen. Ek moet nou dat doen. Ek nader tot God. Ek moet so maak. En met genade is net anders omgekeer. Jesus het uitgereik. Hy het sonde kom word. Hy het gesterf aan die kruis. Hy het opgestaan en hy sit nou aan die regterhand van God waar hy my advokaat is elke dag wanneer die vyand my kom aankla. Luister gou hoe mooi is dit hierdie. Nee, en ek wil dit tog vir jou so aan die slot van hierdie boodskap net noem. En dan wil ek ook vir jou die geleentheid gee om saam met ons ouderlinge en hulle gades ook, as jy vanoggend gebed nodig het en jy wil vasmaak, moet jy vanoggend hoor, die prys is betaal, dis voldoen, dit is gedoen. Daar's so 'n mooi liedjie wat hierdie groepie in Suid-Afrika gesing het, dit is gedoen. Dit is volbring. Jesus het hierdie prys klaar betaal.
Hou op jouself so pak gee oor die goed wat jy verkeerd doen en kom by die Here uit, sodat hy jou kan wys waar met jou voet die volgende tree wat hy moet neergee. En kry 'n verandering in die binnekant van jou. Nee, waar God hierdie wêreld in jou kom stil maak, soos die see wat hy gemaak het, daardie onstuimige see, toe sy disippels gedink het hulle vergaan. Luister gou hierna. Johannes 19 vers 28. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kon word gesê, ek is dors. Nou wat jy gou moet hoor is, dis die verwysing daarna Psalm 69 vers 22, waar hy gesê het, die psalmskrywer profeteer en dan sê hy, hulle gaan hom gal gee as spys, en vir hom asyn gee as hy iets wil drink. Nou sê hy so, hierna het Jesus met die wete dat dit alles klaar volbring is, en sodat die skrif in vervulling kan word, en gesê, ek is dors. Jesus besef nou, hy gaan hierdie hoofstuk nou afsluit. Dis nou genoeg. Hy sê ek is dors en dan doen hulle die volgende. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hiesoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy voorkop laat sak en die laaste asem uitgeblaas. En hy sê die woorde. Onthou ons het begin met God in plek gesit het. Die Romeine onderdruk. Intussentyd onderdruk hulle nie net nie, hulle bou daarom ook. Hulle bou paaie om hulle ryk te bevorder. Nietemin gaan die Here die evangelie op dieselfde paaie die hele wêreld laat invaar. Een globale wêreldtaal, die Grieks word nou prominent. En hier kom Jesus, 'n Jood. En hy sê hierdie woorde aan die kruis, tetelestai. Dit is volbring. Besonderse woorde, tetelestai. Luister, dit was nie net woorde gewees nie. Jesus het baie prominensie in hierdie woorde geplaas, want hy weet ook, dit het die volgende betekenis. Tetelestai beteken ook, hulle het dit ook op kwitansies gesit, as dinge klaar uitgereik was, of as daar klaar besigheid afgesluit was, en jy het 'n kwitansie gekry, dan het onder op die kwitansie gestaan, tetelestai. Dis klaar betaal. Maar dit was ook in 'n geregtelike konteks in die howe daardie tyd, het hulle ook gesê, tetelestai, die vonnis is volledig uitgedien. Ook in die oorlogsterm was die term gebruik, tetelestai, wat beteken het, die oorlog is gewen. Jesus wat aan sy kop laat sak. En die volgende sê, hy sê, dis nou verby. Hy sê nie net het ek die prys betaal nie, die vonnis is volledig uitgedien, en die geestelike oorlog is gewen. My en jou strewe is om in daardie rus in te gaan, dat hy deur die genade wat hy bedien, selfs aan die kruis, deur sy Heilige Gees, nou vir hom my binnewêreld oop te maak, myself oop te stel, bloot te stel en te sê, Here, kom bewoon my, kom bewerk hierdie akker hier binne in my hart, kom verander my gedagtes, Here. Ek lê myself nou neer voor die voete. Jy weet. Man, ek weet nie wat om nog vir jou te sê, maar ek en jy begin altyd by die einde van dit wat ons graag wil sien, maar die binnekant moet verander. Hier binne in kortetjie. En ons as gemeente het 'n begeerte is om jou net aan die Here vas te maak. Hy doen die verandering. Gemeente kan jou nie verander, die pastoor kan jou nie verander, niemand kan jou verander nie. Nie as jy self het. Ons job, as jy dit so wil stel, is net om te sê, luister, ek volg my soos ek Jesus volg. Dis wat ons verantwoordelikheid is as gemeentelede, almal saam daar by die Kompas familiegemeente. Mense moet na ons kyk en sê, kan julle die storie van Rut onthou? Waar Naomi gesê het, ek gaan nou gaan, toe sê Rut, waar jy gaan, sal ek gaan. Die God is my God. So ek wil net mense so affekteer met die feit dat hulle kan sien, ek dien die Here, dat hulle ook dieselfde Here as ek wil aanbid en ook wil dien. Dis wat ons doen as gelowiges. Ons sê net, luister, kom ek vat jou net en ons probeer jou vasmaak aan die Here, dat hy die verandering en effek doen in jou lewe. Dis my hartsbegeerte. As jy my nou gaan toelaat, gaan ek saam met jou bid vanoggend. En ek gaan die Here vra om jou net vas te maak aan hom. Hy is al reeds in ons midde, soos wat ons dat die woord bedien, is hy al reeds hier in ons midde. Ek kan nou maar in Woester sit en jy kan daar in Vredendal sit. Die Here is tussen ons en met ons. Ek gaan nou vra dat hy jou aanraak in hierdie oomblik en jou vrede kom gee, soos hy gedoen het met my heel wat paar jare terug. En ek wil vra dat jy weer begin
by dit waarmee jy begin het. Toe jy die Here ontmoet het met 'n passie en 'n ywer, net sê Here, hier is ek. Kom ons sluit ons oë. Here, wanneer ons nou voortgaan in gebed, is ons begeerte en strewe om onsself net oop te maak, jy weet, beskikbaar te stel. Here, soos 'n gasheer sy huis oopmaak, so kom stel ons lewe nou oop vir U. Dat U in elke aspek en in elke kamer en elke oomblik van ons lewe kan deel hê. Nie net Sondag nie, nie net in die oggende en oggendgodsdienst nie, maar in elke aspek van my lewe kan kom deel. Die inspraak is vir my so kosbaar, Here. Nou dat ek gehoor het vandag dat U nie kwaad is nie, dat verandering moontlik is, dat U reeds die volle prys betaal het. Kom lê ek my lewe neer, kom lê ons lewe neer, as 'n gemeente, as 'n gemeenskap voor die voete, om te sê, Here, bewoon en bewerk die akker. Kom plant die saad wat met vrug dra, en kom maak dit nat, Here. Ons is rentmeesters, en ons wil saam met U werk, om die werk wat U begin het, eind uit te voltooi. Maar sonder U is dit nie moontlik nie. Salvation belongs to the Lord. Here, dit kom net van U af. So daarom bid ons nou redding van U af. Ek bid vir redding vir elkeen wat daar sit, vir ons siele, vir ons gedagtes, vir ons woorde, vir ons binnewêreld. Here, kom raak ons aan vanoggend. In afhanklikheid kom bid ons en ons vra. Vergewe ons sonde. Kom maak ons vry. Vergewe ook hulle wat teen ons sondig. Soveel kere, Here, kom bid ons net, dat U ons sal skoon was op hierdie oomblik. Wanneer ons hier uitstap vanoggend, wil ons nuut en skoon gemaak wees voor U. Ons eer U daarvoor, en ons kom dank U daarvoor. En ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie ook aan hierdie kosbare gemeente, wat my en Monica vrygestel het, en ook daai huwelik te kon doen, en die vir Andre en Marieke Strauss te kom bevestig in die huwelik. Hulle gaan eersdaags hulle gesiggies kom wys, en so moet net vir julle ook kom wys, hoe lyk hulle nou, nadat hulle in die huwelik bevestig is. Dankie dat julle dit vir ons moontlik maak, en dankie dat jy in geloof saai, in hierdie bediening ook nou, en ook nou die geleentheid gaan gebruik, om 'n saad van gehoorsaamheid te saai, en die Kompas familiegemeente, in die koninkryk van God. Mag die Here met jou wees. En hierdie week bid ek ook die seën van die Here oor jou lewe toe. Mag hy jou ryklik bedien met sy goedheid, genade en guns. Gaan dan in sy vrede, in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Die aanbidding en lofprysing groep gaan afsluit, en ek wil sê, julle moet 'n wonderlike week hê. Liefde, genade en vrede vir elkeen. Ek wil afsluit met die seën, en dit is 'n gebed wat ek vir elkeen wil doen vanoggend. Ek julle instuur in die week. Kom ons staan en ons sing saam die seën van die Here. Die Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou. Mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou. Mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou. Die Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou. Mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou. Mag hy jou vrede gee. Amen. 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 Mag sy guns rus
oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy vrede jou vooruit gaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou in die oggend, in die aande, in jou doene, en jou late, en jou hartseer, en jou vreugde. Hy is vir jou, hy is vir jou. Amen, 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 amen. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy vrede jou vooruit gaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou in die oggend, in die aande, in jou doene, en jou late, en jou hartseer, en jou vreugde. Hy is vir jou, hy is vir jou. Amen, 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 amen. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee, mag hy jou vrede gee. Baie dankie dat julle vanoggend hier was, en Here, dankie net dat ons vanoggend saam in u teenwoordigheid kon deurbring. En meer leer van u. Ek vra dat u in ons sal werk, Here, dat u ons denke sal verander, Here, dat sonder om 'n woord te sê, ons weer ander rondom ons sal aanraak, Here. Dankie vir elkeen, en mag julle in hierdie week 'n fantastiese week hê en 'n wonderlike week. Mag dit goed gaan. Amen.